Goeiemôre. Hartlik welkom by hierdie uitsending. Ek is baie bly dat jy ingeskakel het. Dit is wonderlik dat jy saam met ons is. Mense verlang regtig daarna om mekaar weer 'n slag te kan sien in die ware. Saam die Here te kan aanbid in 'n kerkgebou. Dit laat my saam met Dawid in Psalm 42 voel of mense in die woestyn van COVID-19 is en verlang daarna om weer byeen te kan kom. Maar daardie tyd sal ook weer aanbreek. Dit glo ons. Ons weet nie wanneer nie, maar ons bid dat dit eerder gouer as later kan wees. Kom ons bid saam en vra die Here se seën. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank en loof U dat U ons genadig is, dat ons op hierdie manier by mekaar kan kom, dat ons rondom U woord kan wees en kan hoor wat U wil vir ons lewe. En ons gebed is dat U ons daarin sal seën, dat U vir ons genade en krag sal gee, ook in hierdie tyd wat moeilik is vir baie van ons, vir sommige meer as ander. En ons bid, Here, dat U ons U vrede in ons harte sal bly gee. Help ons ook om in ons reaksies op omstandighede en op mense in hierdie tyd U liefde te onthou, U liefde vir ons as sondaar mense. Help ons om U liefde so uit te leef dat ander mense dit sal sien en dit sal ervaar en U die eer sal laat kry. Seën ons waar ons hier by mekaar is, dat ons sal hoor en dat ons sal verstaan en dat ons ter harte sal neem wat U vir ons sê en hoe U self aan ons openbaar. Vergewe ons oor al ons sonde, Here. Ons bid dit alles in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Om te vra na die wil van God is slegs moontlik deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Dit het ons al van die eerste keer af vir mekaar gesê. Van nature doen ons dit nie. In hierdie 6de aflewering, waarin ons vra na die wil van God, kyk ons na die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Met hierdie gebod is ons by die tweede tafel van die 10 gebooie. Die tweede deel van die 10 gebooie van God. Ons kyk vandag na die basiese goed van hierdie gebod. Ons gaan volgende keer na die meer praktiese dinge van die gebod kyk. Jesus som die hele tweede deel van die 10 gebooie op met die woorde in Matteus 22 vers 39. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Bekende woorde, die ware. En ons Here sê ook dat hierdie tweede deel net soos die eerste deel van die gebooie is, wat sê dat ons God moet lief hê. Dit beteken dat albei die dele van die 10 gebooie aanbidding van God. En dat albei dele dieselfde straf dra as ons dit nie nakom nie. In alles is die eerste deel en die tweede deel van die 10 gebooie gelyk aan mekaar. Dis dieselfde. Dit moet dieselfde hanteer word, gesien word. Nee, dit is nie minderwaardig nie. En ook dat die liefde vir God en die liefde vir ons naaste ten nouste met mekaar verbind. Die onmiddellike voorwerp van ons liefde in die tweede deel van hierdie 10 gebooie is ons naaste, terwyl God die bemiddelaar van daardie liefde. En die tweede deel van die 10 gebooie begin met hierdie gebod. Eer jou pa en ma. Hoekom begin die tweede deel met hierdie gebod? Hoekom nie met die huwelik nie? Of met enige een ander van die gebooie wat volg?
Dit gaan oor die woordjie eer. Kom ek verduidelik. Eer begin in ons huise. En die woord kom van die Hebreëse woord wat beteken om swaar te wees, om gewig te verleen aan. Ons spreekwoord om swaar water te maak van iets, beteken om iets belangrik te ag. Dit beteken dus dat ek my ouers ernstig in ag moet neem en diepgaande respek teenoor hulle moet betoon en hulle belangrik moet ag. Die teenoorgestelde hiervan is om hulle te hanteer asof hulle nie belangrik is nie, asof hulle nie saak maak nie. Die feit dat gesinne in die sterk hier in ons samelewing is al in die Bybelse tyd duidelik. Ons lees 2 Timoteus 3 vers 1 tot 2. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig, verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Van die groot struikelblokke in die laaste dae, dit die dae waarin ons leef, is ongehoorsaamheid aan ouers. Om die waarheid te sê, hierdie gebod staan eerste in die ry van al die gebooie, waarin ons gesê word om ons naaste lief te hê, omdat alle ander verhoudings hiervan afhang. En luister mooi wat ek sê, alle ander verhoudings hang hiervan af. Dit gaan oor gesagsaanvaarding. Die erkenning en belangrikheid van alle ander gesagsfigure. En dit begin by die huis. Dit is duidelik wanneer ons praat van ons gesinne, dan raak ons aan iets wat vir die Here baie basies is. Dan raak ons aan die verhoudings waardeur die Here bedoel het, 'n samelewing moet gebou word tot sy eer. Dan raak ons aan 'n leerskool vir die lewe. Dan raak ons aan die veilige grootwordplek van God se kind. 'n Plek waarin en waardeur God hom wil laat vind. Kom ons lees hoe die Here dit by monde van Paulus verder verduidelik. Efesiërs 6, vers 1 tot 4. Kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Het jy mooi gehoor? Hier staan dat dit 'n baie belangrike gebod is. Die nie-nakoming hiervan breek hom op alle terreine van die lewe. En kyk maar na al die ander gebooie hierna, wat kom na hierdie 5de gebod. As gesag nie aanvaar word nie, as ek mense wat oor my gestel is, nie belangrik ag nie, breek die dambal en oorstroom die hele samelewing van onreg, van onregmatigheid, van alles wat verkeerd is. Dan volg dit vinnig dat ek mense lewens nie belangrik ag nie. Dan volg moord en doodslag. Dan ag ek ook nie my huweliksmaat van belang nie, en egbreek en onsedelikheid volg. Dan ag ek ook nie ander mense se goed van belang nie, en diefstal en roof en korrupsie volg. Dan ag ek ook nie ander mense se reputasie belangrik genoeg nie, en vertel ek leuns en lowe en sosiale media oor ander. Die uiteindelik is dit niks anders as net ek self belangrik ag in my eie oë nie. Dan vergryp ek my aan almal en alles. Kyk maar net
waar die gebrek aan gesagsaanvaarding sy kop uitsteek vandag, in die skole, in arbeidsverhoudings, al die korrupsie, en noem maar al die groot brandpunte op in ons samelewing. En om het reg te stel, is wetgewing en toepassing van die wetgewing noodsaaklik. Maak nie 'n fout nie. Maar dit gaan nie die probleem oplos nie. Dis om die simptoom te bly dogter. Nee, die oplossing begin by eer jou pa en jou ma. Die volgende keer gaan ons meer prakties hoor wat God se wil hieroor is. Op ons as gelowige ouers, gelowige kinders, rus die onus om so te leef, dat ons die veseltjies van ons samelewing daar in die huis sal inweef, om 'n sterk kabel te vorm, wat die samelewing sal stik en by mekaar trek. Nou ja, dit is 'n monster van 'n uitdaging. En dit bring groot spanning by ouers en by kinders, by al die ander moeilikhede en uitdagings van ons samelewing, van die lewe. Maar die groot troos is, ons is nie daarin alleen nie. Ons kan dit immers nie in ons eie krag regkry. Ons kan dit slegs doen, vervul met die Heilige Gees, as verlosters in Christus, as vrygespreektes deur die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, as oorwinnaars deur die opstanding van ons Here Jesus Christus uit die dood. So alleen kan ons hierdie uitdaging aanvaar. En kan ons dit doen, kan ons dit regkry, sodat God die eer sal kry. Amen. Kom ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie vir al die genade en al die seëninge wat U ons gee. Ja, Here, U vra nie van ons iets, as U nie vir ons al die middele en alles gee om dit te kan doen. En daarom bid ons, smeek ons by U, dat U ons ook hierdie gebod krag sal gee om dit na te doen, sodat ons gesag kan aanvaar. Help ons daarin, Heer. Seën ons ook daarin. Ons dankie vir die voorreg daarvan, om ook vir mekaar te kan bid. En daarom vra ons dat U ons, elkeen in ons gesinne, as ouers en kinders, sal seën. Dat U ons krag en genade sal gee in liefde. Ons vra ook dat U vir almal wat siek is, sal begenadig met gesondheid en lewenskrag. Ons dank U vir soveel mense wat weer na siekte kan aansterk, kan gesond word. En ons bid dat U vir elkeen gesondheid sal bly gee. Ons vra in besonder dat U ook vir Elsabie Jordan, Veronica Venter se suster, dat U Veronica hulle en Elsabie se gesin sal bemoedig en dat U hulle sal krag en genade gee met Elsabie se afsterwe onverwag. Dat U die hele familie sal vertree. Ons bid ook vir Elodie van Rooyen se swaar prik se mense, dat U hulle sal seën en vertroos en bemoedig nadat hy Woensdag aan COVID-19 oorlewe is. Ons bid dat U vir Hannetjie, sy vrou en familie sal vertroos en dat U hulle sal dra en by U sal vas. Here, ons dankie dat almal in die gemeente wat COVID-19 positief getoets is, dat U hulle seën op die oomblik met al meer en meer gesondheid en lewenskrag. Ons dankie daarvoor, Heer. Dankie dat in besonder dat Kobie Kutsie uit die hospitaal uit is en dat hy by die huis kan aansterk. Ons bid dat U hom en sy mense sal beskerm.
Ons vra dat U met al die skoliere en onderwysers wat teruggekeer het skole toe sal gaan, ook die onderwysers en skoliere wat van die huis af werk, dat U hulle sal seën en ons bid vir beskerming teen die. Dra ons as gemeente, al die gemeentelede en al ons families in hierdie afsonderingstyd, dra ons, Here. Ons bid dat U ons veilig en gesond sal hou. En ons vra dat U met almal wat vereensaam in hierdie tyd, dat U hulle sal seën. Here, ons bid dat U ons land en sy mense sal begenadig, sodat ons deur hierdie pandemietyd en die vreeslike effek wat dit het op ons almal se lewe, finansiëel en emosioneel, andersins, dat U ons sal seën en bewaar, dat U ons land weer op die pad sal plaas van voorspoed, sodat daar werkgeleenthede sal wees vir almal, ook die wat hulle werk verloor het. Ons bid dit alles om groot dankbaarheid en afwagting in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Baie sterkte vir die week. Onthou om volgende keer verder te kom hoor hoe die praktiese deel van die 5de gebod uitgeleef kan word. Bly veilig. Vrede.